Goeiemôre gemeente. Dit is 'n voorreg om hier te wees saam met u vanoggend in die huis van die Here om hom te aanbid en hom te dien. Kom ons word nou saam stil in die teenwoordigheid van die Here. Die Here vertroos Sion. Hy vertroos al sy pynhope en maak sy woestyn soos Eden en sy wildernis soos die tuin van die Here. Vreugde en blydskap sal daarin gevind word, danksegging en die klank van liedere. Amen. Geliefdes, ontvang die seën van die Here, die genade, barmhartigheid en vrede van God onsse Vader en Jesus Christus deur die kragtige werk van die Heilige Gees is met elkeen van ons. Amen. Kom ons loof nou die Here, ons sing saam uit Psalm 48. Psalm 48 en ons sing daar vers 1, 4 en 5 in vers 1. Die Heer is groot waar Sion's top hom wentel uit die dieptes op. Dit is ook voorbereiding vir die woordverkondiging waar ons gaan sien Hebreërs 12 vergelyk die nuwe verbond met die berg Sion, en daar kan ons ook sien, die Here is teenwoordig op die berg Sion, hy is groot waar Sion's top hom wentel uit die dieptes op. Kom ons sing Psalm 48 vers 1, 4 en 5.
Ons gaan nou die wet van die Here lees. En ons lees dit uit Eksodus hoofstuk 20. Ons is hier by die laaste lydingsweek voor Paasfees, voor ons die dood van die Here Jesus Christus gedenk, sy bittere kruisdood op Golgotha. Dit is belangrik vir ons om te besef waarvoor hy gekom het om te sterf. Hy het kom sterf vir ons sondes. En elke keer wat ons die wet van die Here lees, word ons weer herinner aan daardie sondes, die sondes wat die dood van ons Here nodig gemaak het. En dit gaan daaroor, geliefdes, dit gaan daaroor dat my sonde bring skeiding tussen my en God. En daardie sonde moet betaal word. Iemand moet daarvoor sterf. Bloed moet vloei om daardie skeiding, daardie kloof te oorbrug. Nou ons gaan vanoggend lees uit Eksodus 20, die 10 gebooie. Ons gaan 'n bietjie verder lees as gewoonlik, net daar om die volk se reaksie op die wet van die Here ook raak te sien. Dit is iets waarna ons teksgedeelte terugverwys, die volk se reaksie op God se wet. En ons dink spesifiek daaraan hoe vreeslik dit is om God te sien, God te ontmoet, God se wet te hoor sonder 'n middelaar en hoe nodig ons hierdie middelaar Jesus Christus het. Kom ons lees Eksodus 20 vanaf vers 1. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê: Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. En toe die hele volk die donderslae en die blitse en die geluid van die basuin en die rokende berg bemerk, het die volk dit gesien en gebewe en op 'n afstand bly staan. En hulle het vir Moses gesê: Spreek u met ons, dat ons kan luister, maar laat God nie met ons spreek nie, anders sterwe ons. Geliefdes, dit is die wet van die Here. Sy wet is so vreeslik, dat as ons nie 'n middelaar het nie, is hierdie die soort vrees wat enige mens wat voor God staan en so sy wet uit sy eie mond uit hoor, hierdie is die reaksie wat enige mens sal hê. Spreek u met ons, dat ons kan lewe, maar laat God nie met ons spreek nie, anders sterwe ons. Kom ons sing nou, Gesang 268, 268, dit is ons skuldbelydenis, ons sing hier oor die genade en vergifnis van die Here. In vers 2 sing ons: In u genade het u Heer, u ook na ons gewend, en ons wat eens verlore was, is nou met u
bekend. Kom ons sing gesang 268 en ons sing daar vers 1 tot 4. U kan bly staan vir die genadeverkondiging. Die woord van God verkondig in die naam van die drie-enige God, Vader en Seun en Heilige Gees, vergifnis en versoening aan elkeen wat met 'n ware geloof en 'n opregte berou in sy of haar hart 'n belydenis van die sonde skuld gedoen het. Maar in hulle wat in die sonde volhard, wat nie tot geloof kom nie, wat nie bekeer nie, wat nie berou het nie, verkondig God se woord ook sy oordeel en toorn. Ons lees in die woord van die Here, Romeine 9 vers 33, soos geskrywe is, ek lê in Sion 'n steen van aanstoot en 'n rots van struikeling, en elkeen wat in hom glo, sal nie beskaam word nie. Daardie rots is Jesus Christus. God lê hom in Sion, en elkeen wat in hom glo, sal nie beskaam word nie. Amen. Geliefdes, kom ons bely nou ons geloof in hierdie rots, in hierdie Here Jesus Christus, en ook in die Vader, en ook in die Heilige Gees, met die woorde van die apostoliese geloofsbelijdenis. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons sing nou
Gesang 377, ons het dit ook geoefen met die voorsang. Ons sing nou Gesang 377 as 'n aanbiddingslied en daarna kan u die plekke inneem. U kan nou saam met my blaai na Hebreërs hoofstuk 12. Hebreërs hoofstuk 12 en ons gaan daar lees vanaf vers 18 tot 24. Hebreërs 12 vers 18 tot 24. Sommige kommentare sê hierdie paar verse is die hoogtepunt van die boek van die Hebreërs. Dit is die klimaks van die outeur, die skrywer, wat natuurlik ook geïnspireer is deur die Heilige Gees van die boodskap wat hy hier kom bring. Mens kan ook daarna kyk as 'n soort opsomming van baie van die temas, baie van die onderwerpe wat die skrywer nou al hier uitgebring het, na vore gebring het. En eintlik wat hy hier doen is hy wys vir ons hoe wonderlik is die nuwe verbond era waarvan ons deel het. Die eerste, hy skets eers vir ons 'n prentjie van die ou verbond, en dan wys hy vir ons hoeveel beter, heerliker die dinge is waarin ons deel het in die nuwe verbond. En die basiese vraag wat ek graag voor u hier wil kom neerlê deur die preek vanoggend is hierdie vraag: besef jy hoe wonderlik die voorreg is wat jy het om deel te wees van God se nuwe verbond? Besef jy hoe wonderlik die voorreg is wat jy het om deel te wees van God se nuwe
verbond. Kom ons lees hier, Hebreërs 12, vers 18 tot 24. Hoor die woord van die lewende God. Want julle het nie gekom by 'n tasbare berg nie, en 'n brandende vuur, en donkerheid, en duisternis, en storm, en basuingeklank, en die geluid van woorde waarby die hoorders gesmeek het, dat hulle geen woord meer sou toegevoeg word nie. Want hulle kon die gebod nie verdra nie. Selfs as 'n dier die berg aanraak, moet dit gestenig word, of met 'n pyl neergeskiet word. En Moses, so vreeslik was die gesig, het gesê, ek is verskrik, en ek sidder. Maar julle het gekom by die berg Sion, en die stad van die lewende God, die hemelse Jerusalem, en 10.000 engele, by die feestelike vergadering, en die gemeente van eersgeborenes wat in die hemele opgeskrywe is, en by God, die regter van almal, en by die geeste van die volmaakte regverdiges, en by Jesus, die middelaar van die Nuwe Testament, en die bloed van die besprenkeling, wat van beter dinge spreek as Abel. Dit is die woord van die Here, mag hy dit op ons harte skryf, deur die geloof. Kom ons bid saam. Onse Vader, wat woon in die hemel, ons dank U en prys U vir wie U is. Dat U so wonderlik is. Ons prys U vir U majesteit en U heerlikheid wat U op so 'n volkome manier aan ons openbaar in die nuwe verbond. Dankie Here dat ons nie gekom het by 'n tasbare berg nie, maar by die hemelse berg Sion. Dat ons U mag aanbid op hierdie berg, in hierdie verbond, waar ons as ware reeds 'n voorsmaakie kan kry van die hemelse heerlikhede. O Vader, ons bely ons sondes. Ons verdien hoegenaamd nie om naby U te wees, om in U teenwoordigheid te leef en te wandel nie. Ons verdien glad nie om in 'n verbond met U te staan nie. Nee, elkeen van ons breek U verbond nog daagliks. Maar ons dank U dat U 'n middelaar voorsien het. Jesus Christus, die middelaar van die Nuwe Testament, en sy bloed, die bloed van besprenkeling, wat van beter dinge spreek as Abel. O Here, ons bid dat U nou met ons sal wees deur U Gees, dat U ons oë en ons ore sal oopmaak, om U te sien en U te hoor. Spreek nou tot ons, o Vader, U diensknegte en diensmaagde luister. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Geliefdes van ons Here Jesus Christus, 8.848. 8.848. Dit is hoe hoog, hoeveel meter die berg Everest staan bo seevlak. 8.848 meter. Die hoogste punt op planeet Aarde. Baie mense sien dit as die grootste toets van fisiese vermoë. As jy regtig jouself wil toets, wat kan ek bereik met my liggaam? Tot watter punt kan ek dit stoot? Dan sê hulle, dan moet jy probeer om die berg Everest uit te klim. Daardie berg wat so hoog is dat wanneer jy die laaste koppie uitklim, dan is jy so hoog dat jou liggaam stelselmatig besig is om te sterf van te min suurstof. Daardie punt van planeet Aarde wat so naby is, jy eintlik aan die ruimte raak, so hoog dat jy op geen manier hoër kan kom as behalwe deur 'n ruimteskip of
dalk 'n vliegtyg nie. 8848 meter. As iemand nou al dit reg gekry het om die berg Everest uit te klim, dan kan jy seker wees dit is een van sy grootste prestasies wat hy vir jou van sal vertel. Hy gaan waarskynlik 'n foto van homself geneem het daar op die piek, op die koppie, en daardie foto is geraam en dit hang in sy huis, dit hang in sy kantoor, en hy sal vir jou gereeld daarvan vertel. 'n Groot fisiese prestasie. Maar nou dink net hieraan vir 'n oomblik. Kom ons sê, jy probeer om hierdie berg uit te klim, en dan kom jy daar, jy is op hierdie heel hoogste koppie, en jy bereik die piek van die berg. En dan sien jy, daar is 'n hoër koppie daar aan die ander kant. Jy het die verkeerde koppie uitgeklim. Ergens het jy 'n verkeerde afdraai pad gevat, en per ongeluk op die verkeerde berg beland, en jy het hierdie groot prestasie gemis. Ons teksgedeelte, hierdie deel wat ons nou gelees het, Hebreërs 12 vers 18 tot 24, waarsku ons om nie daardie soort fout te maak nie. Dit skets vir ons twee berge wat in 'n sin nog hoër is as Everest, Sinaï en Sion, hierdie twee berge. Hulle is nie fisies hoër as Everest nie, maar in 'n sin is hulle ook hoër, want hulle probeer om jou op 'n ander plek te kry. Ten minste Sion, spesifiek Sion, is nog baie hoër in 'n sin, want alhoewel Everest dalk raak aan die ruimte, Sion raak aan die hemel. So hoog. En ons teksgedeelte, hierdie Hebreërs 12 vers 18 tot 24, waarsku ons, sê, moenie die verkeerde pad vat nie, moenie afdraai nie. Maak seker, jy kom uit by Sion, en nie Sinaï nie. Dit is wat ons hier moet sien. Hierdie twee berge word vir ons hier geskets, twee simbole kan 'n mens sê van die ou verbond en die nuwe verbond. Sinaï, daar die plek waar God sy verbond gesluit het met die volk Israel deur Moses, 'n simbool vir die ou verbond, en dan Sion, 'n simbool vir die nuwe verbond. En ons gaan hier by stil staan. Die tema vir die preek is, by watter berg het jy gekom? By watter berg het jy gekom? Sinaï of Sion? Nou gaan ons kyk na die twee berge soos Hebreërs 12 dit vir ons verduidelik. Eers Sinaï, die goeie berg van die ou verbond, en daarna Sion, die beter berg van die nuwe verbond. Kom ons kyk eers na hierdie eerste berg wat vir ons geskets word hier in Hebreërs 12, daar vers 18 tot 21. Sinaï, die goeie berg van die ou verbond. Maar eers is dit belangrik om te sê dat jy kan ook hier sit vanoggend en jy hoor nou 'n klomp woorde. Jy hoor dalk 'n klomp woorde soos ou verbond en nuwe verbond en Sinaï en Sion, en jy is sommer klaar besig om uit te skakel en te sê, goed, is nou tyd vir my oggendslaapie. Ons gaan nie nou verder sit en luister nie, dit klink 'n bietjie vervelig, dit klink soos 'n onderwerp wat dalk interessant kan wees vir 'n klaskamer daar ergens, maar beslis nie vir my lewe vandag nie. Wat het dit met my dag tot dag lewe uit te maak? Maar dit is belangrik vir ons, geliefdes. Dit is, hoe 'n mens die verbond verstaan, het 'n impak op jou dag tot dag lewe. Om nou 'n praktiese voorbeeld te gebruik, meeste van die mans wat hier sit vanoggend is waarskynlik nie besny nie. En ek is seker ons is redelik bly dat ons nie besny hoef te word nie. Maar goed, waarom hoef ons nie besny te word nie? Die ou verbond, in die ou verbond het God vir Abraham gesê, die mans moes besny word. Nou, ons sê ons hoef nie besny te word nie. Waaroor gaan dit? Dit gaan oor hoe verstaan mense die ou verbond en die nuwe verbond. Ons glo, die besnyning het heen gewys na Jesus Christus, dit is in hom vervul, en daarom in die nuwe verbond hoef ons nie meer besny te word nie, dit is vervul in die doop. Dit is hoe prakties die ou verbond en die nuwe verbond is. Ons is hier, ons is nie besny nie, en daar is selfs nog vandag mense wat dit anders verstaan, wat sê nee, mans moet nog besny word. So die ou verbond en die nuwe verbond, hoe mense dit verstaan, is werklik 'n praktiese saak, en ons moet kyk dat ons dit Bybels verstaan, geliefdes. Ons moet die ou verbond en die nuwe verbond op 'n Bybelse manier verstaan. Daar is twee foute wat mense baie keer maak. Aan die een kant, mense kan sê aan die linkerkant, het jy mense wat sal sê, ou verbond sleg, nuwe verbond goed. Ou verbond sleg, nuwe verbond goed. Jy kry hulle in die meer liberale kerke, mense praat vandag van die woke benadering tot die Bybel. Ou verbond sleg, nuwe verbond goed. En basies sal hulle sê, die ou verbond is vol van skeiding, vol van haat, vol van apartheid. Dan kom jy by die nuwe verbond, en dit is vol van diversiteit, gelykheid en inklusiwiteit. Ou verbond sleg, nuwe verbond goed. En dan aan die ander kant, hier aan die regterkant, het jy mense wat weer sal sê, nee, ou verbond goed,
nuwe verbond sleg. Dit is meer mense wat jy gaan kry onder meer konservatiewe politiese Afrikaners wat sal sê, nee, ons moet eintlik teruggaan na die manier hoe dit gewerk het daar in die ou verbond. Alles moet op daardie manier weer werk. Ons moet probeer om onsself daarin te leef in die ou verbond, in die volk van Israel. Ons as Israeliete sal hulle begin sê, hulle sal selfs so ver gaan dan om te sê jy moet besny word. Ou verbond goed, nuwe verbond sleg. Maar wat moet ons sê? Wat moet ons glo vanuit die Bybel? Kom ons hoor wat die Bybel sê. Kom ons hoor wat Jesus self sê in Matteus 5 vers 17. Jesus praat daar en hy sê, moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul. Aan die een kant sê hy nie, die ou verbond was sleg en ek trek 'n rooi streep daardeur nie, maar aan die ander kant sê hy ook nie, ons gaan die ou verbond los net soos wat dit was nie. Hy sê nie, hy het gekom om dit te vervul. Wat sê hy? Ou verbond goed, nuwe verbond beter. Die ou verbond was nie sleg nie, maar die nuwe verbond, sy vervulling daarvan is nog beter, dit is nog meer heerlik. En dit is hoe ons daaraan moet dink. Om 'n beeld te gebruik, dink byvoorbeeld aan 'n saad. 'n Saad is mos nie sleg nie, 'n saad is 'n goeie ding. Maar dan gooi jy daardie saad in die grond en hy ontkiem en 'n boom kom op. En ek dink jy as enigiemand wat gaan sê die saad was beter as die boom nie. Nee, die saad was goed, maar die boom is nog baie, baie beter. Of dink aan hierdie ander voorbeeld, dink aan 'n jong man en 'n jong meisie wat verloof is. Dit is 'n goeie ding om verloof te wees. Enige jong man en meisie wat verloof is, sal sê, ons is bly ons is verloof. Dit is 'n goeie ding. En dan trou hulle. En dit is nog baie beter as om verloof te wees. Of as ek met die kinders kan praat en vir die kinders 'n voorbeeld kan gee, dink aan melk en roomys. Melk is goed, melk is lekker. Maar roomys is beter. Nie waar nie, is nog lekkerder. Op dieselfde manier, die ou verbond was nie sleg nie. Ons moet nie daar kyk en sê dit was negatief of sleg nie. Dit is goed. Maar wanneer ons kom by die nuwe verbond, is dit nog baie beter, baie meer heerlik. En dit is wat ons hier moet raak sien hier in ons teks. En kom ons kom nou by die teks uit. In vers 18 tot 21 word vir ons 'n prentjie geteken van die ou verbond, die berg Sinaï. En dan in vers 22 tot 24 word vir ons 'n prentjie geteken van die nuwe verbond, die berg Sion. Basies moet ons sien, die ou verbond was goed, maar die nuwe verbond is beter. Daar in vers 18 lees ons, want julle het nie gekom by 'n tasbare berg nie. Dit verwys na die berg Sion, daardie berg waar God sy verbond gesluit het met die volk van Israel, deur die leiding van Moses. Julle het nie gekom by 'n tasbare berg nie. En daar is 'n sekere sin waarin die ou verbond 'n fokus gehad het op tasbare dinge, waarop dit meer tasbaar was as die nuwe verbond. Tasbare dinge is nie sleg nie, fisiese dinge, soos hierdie kerkgebou is nie sleg nie, fisiese dinge is goed. Maar ons moet versigtig wees dat ons geloof en ons godsdiens nie verval en afgewater raak tot fisiese dinge nie. Ons het nie gekom by 'n tasbare berg nie. En dan word hierdie berg vir ons verder daar beskryf in vers 18 en 19. En dit staan baie uit hoe fisies dit beskryf word. Julle het nie gekom by 'n tasbare berg nie en 'n brandende vuur en donkerheid en duisternis en storm en basuingeklank. Ons het nie daarby gekom nie by die fisiese berg nie. Daar is 'n sterker klem in die nuwe verbond op geestelike dinge. Weereens, fisiese dinge is nie sleg nie. Selfs nou nog in die nuwe verbond werk God ook met ons liggame. Maar ons moet versigtig wees. Ons moet werklik versigtig wees dat ons nie ons geloof afwater tot fisiese, tasbare dinge nie. Wat beteken dit? Ek moenie so gefokus wees op die gesondheid en welstand van my liggaam dat my siel dalk op die ou end in die hel beland nie. Om 'n praktiese voorbeeld te gebruik, ek moenie so gefokus wees op my middagete dat ek dalk nie kan sit en luister na die preek nie. Ons as gemeente moenie so gefokus wees op die pragtige kerkgebou dat ons later daaroor hoogmoedig word nie. Om nog 'n voorbeeld te gebruik, dit beteken ook dat ek moenie so lief wees vir daardie halfuurtjie se ekstra slaap in die oggend, dat ek nie bereid is om vroeër op te staan en dalk Bybel te lees nie. Ek moenie so gefokus wees op die fisiese dinge, dat my hele godsdiens later net beperk is
tot fisiese dinge nie. God is gees en die wat hom aanbid, moet in gees en waarheid aanbid. Dit is wat Jesus sê in Johannes 4 vers 24. Nog 'n aspek van die berg Sion wat hier vir ons uitgelig word van die ou verbond, daar in vers 19 tot 21 gaan daaroor dat dit was ook gekoppel aan vrees. So aan die een kant fisiesheid, aan die ander kant vrees. Ons lees daar in vers 19 tot 21, jy kan self daar gaan lees, maar dit gaan daaroor dat die volk het gevrees, hulle het die woord van God gehoor en hulle het gevrees, en selfs Moses het gesê, ek sidder en ek vrees. Weereens, vrees is nie in sigself 'n slegte ding nie. Selfs ons moet nog 'n goeie vorm van vrees en ontzag vir die Here hê. Vrees is nie in sigself 'n slegte ding nie, maar die nuwe verbond kom plaas 'n sterker klem by iets anders. Raai wat? Liefde. Liefde. 1 Johannes 4 vers 18 sê, daar is geen vrees in die liefde nie, maar die volmaakte liefde dryf die vrees buite, want die vrees sluit straf in, en hy wat vrees het nie volmaak geword in die liefde nie. Ons 'n sterker klem in die nuwe verbond op liefde. En hier is 'n vraag vir u vanoggend. Hoe lyk jou verhouding met die Here? Is dit dalk 'n verhouding wat net gekenmerk word deur vrees? Kom jy dalk kerk toe, net omdat jy bang is vir die moontlikheid dat jy dalk hel toe kan gaan? Of word ek ook gedryf in my godsdiens, in my geloof, deur 'n liefde vir wie God is, vir hierdie wonderlike God wat my eerste lief gehad het? Wat definieer my verhouding met God? Vrees, wat sy plek het, of liefde? Die ou verbond het 'n sterker klem gehad op vrees, maar by die nuwe verbond is daar 'n sterker klem op liefde. Geliefdes, lank gelede was daar 'n boer gewees, 'n man gewees wat sy landerye geploeg het met osse wat sy ploeg gesleep het daar deur die landerye, en so elke jaar wanneer die lente aanbreek, dan gaan ploeg hy nou weer sy landerye om en hy sleep nou maar sy ploeg met die osse, en toe eendag kom sy buurman by hom aan en hy gee vir hom 'n trekker present. Hy sê, hierdie trekker gaan baie beter werk om jou ploeg deur die landerye te sleep. Gebruik hierdie trekker. En hy vat toe die trekker en hy begin om die trekker te gebruik en die trekker werk baie beter om sy landerye om te ploeg. En toe, eendag vir 'n onverklaarbare rede, besluit hy, ek verkoop die trekker, ek gaan weer terug na die osse toe. Waarom op aarde sal iemand so iets doen, geliefdes? Waarom sal jy die beter ding verruil vir die ding wat net goed was? Waarom sal jy 'n trekker verruil vir die osse? Waarom sal jy die nuwe verbond verruil vir die ou verbond? Dit is 'n belangrike vraag vir ons om ook vanoggend te vra. Want daar is mense, veral onder Afrikaners, wat teruggaan na die ou verbond, wat terugverval soontoe, wat sê nee, ons hou meer van die ou verbond as van die nuwe verbond. Waarom op aarde? Die nuwe verbond is soveel beter. Waarom sal jy teruggaan na dit wat net goed was, as ons iets het wat beter is? Nee, ons moet hoor, ons het nie gekom by die ou verbond nie, ons het nie gekom by 'n tasbare berg nie, ons het nie gekom by 'n godsdiens wat eerstens fisies is nie, ons het gekom by 'n geestelike God, wat ons in gees en waarheid aanbid. Ons het nie gekom by 'n verbond wat gedefinieer word deur vrees nie, maar deur liefde. En dit, geliefdes, is waarom die nuwe verbond die vervulling is van die ou verbond en soveel beter. En dit bring ons dan by die tweede punt van hierdie preek, waar ons kyk na die nuwe verbond. Daar vers 20 tot 24 skets vir ons die tweede berg, die berg Sion, die beter berg van die nuwe verbond. Vers 22 sê dan, maar julle het gekom by die berg Sion. Vers 18 sê, julle het nie gekom by 'n tasbare berg nie. Vers 22 sê, julle het gekom by die berg Sion. Julle het gekom by die berg Sion. Sion was ook 'n berg waarvan ons lees in die Ou Testament. Dit is die berg waar koning Salomo sy stad ingerig het. Hy het ook later die ark van die Here na Sion toe gebring. En Sion word dan in die Ou Testament gereeld gekoppel aan die Here se teenwoordigheid. Aan die Here se teenwoordigheid. Dit is die berg van sy nabyheid, die berg van sy teenwoordigheid. Psalm 84 vers 8 beskryf die volk van die Here en dan sê dit, elkeen van hulle sal voor God verskyn in Sion. Elkeen van hulle sal voor God verskyn
in Sion. En dan word dit hier gebruik as 'n simbool van die nuwe verbond. As 'n hele klomp aspekte van die Sion waarvan hier gepraat word, die hemelse Sion wat hier vir ons uitgelig word. Ons lees daar in vers 22 hoe dit beskryf word. Julle het gekom by die berg Sion en die stad van die lewende God, die hemelse Jerusalem. Dit is nog 'n woord wat gebruik word vir daardie werklikheid. Daardie berg is ook 'n stad, simboliese taal natuurlik. Mense kan daaraan dink dat wanneer ek op Sion kom, ek woon op Sion, ek staan op Sion, my hele lewe is op die kruin van Sion. Jy ook wat hier sit. As jy 'n gelowige is, jou hele lewe na wedergeboorte tot die koms van Jesus Christus, leef jy op die kruin van hierdie berg, die berg Sion, die hemelse Jerusalem. Daar is 'n stad, almal van ons woon daar. Natuurlik is dit simboliese spraak, ons is hier mooi plat op die aarde, ons is nie ergens hoog op 'n berg nie, maar dit praat daarvan dat ek leef as ware reeds as 'n hemelburger. Ek leef alreeds met een voet in die hemel. Ek kan reeds proe hoe wonderlik die hemel is. Dit is so vreemd. Soms sê mense vir jou, hulle sal sê, veral interessant genoeg, sommige Afrikaners sal sê, ek is 'n Christen, ek gaan eendag hemel toe gaan, maar ek hou nie van die kerk nie. As jy nie van die kerk hou nie, waarom dink jy gaan van die hemel hou? Wat dink jy is daar by die hemel? Die ding wat die hemel so wonderlik maak is, dit is mense wat saamkom om God te aanbid. En dit is, geliefdes, dit is wat ons elke dag van ons lewe mee besig is. Ons leef reeds hier op die kruin van Sion en elke Sondag het ons die hoogtepunt van daardie lewe hier in die erediens, in die kerk, waar ons kom om God te aanbid. En Sion word dan beskryf as die stad van die lewende God, die hemelse Jerusalem. Ons lees ook verder daar in vers 22, en 10.000 engele. 10.000 engele. Mens moet eintlik dan die volgende deel daarmee saamlees. 10.000 engele in feestelike vergadering. Ook op hierdie Sionberg is ons reeds omring deur engele. Dit is nogal 'n groot misterie, 'n wonderlike ding. Ons sien nie die engele nie, maar die Bybel verseker ons hulle is daar. Hulle hou oor ons wag, hulle beskerm ons van allerlei gevare wat ons nie eens van weet nie. En hulle is in feestelike vergadering. Elke dag sing hulle lofliedere tot die Here. Hulle aanbid die Here, hulle vier fees oor wie God is. 10.000 engele in feestelike vergadering. Vers 23 gaan verder, die gemeente van eersgeborenes wat in die hemele opgeskrywe is. Waarvan praat dit? Dit praat van die kerk, die heilige, algemene, Christelike kerk, soos ons in die geloofsbelijdenis sê. Die kerk wat oor die hele wêreld versprei is en oor alle tyd versprei is, selfs die mense wat reeds gesterf het, hulle is reeds daar in die hemele opgeskrywe. Ons het deel aan hierdie werklikheid, die werklikheid van die een heilige, algemene, Christelike kerk. En dan lees ons ook verder in vers 23, hier op die kruin van Sion is daar ook God. God, die regter van almal, ook hy is daar. My hele lewe is in sy teenwoordigheid. Hierdie lewe op die berg Sion, dit is nie 'n klomp mense wat daar is nie, God self is daar teenwoordig. Hy maak homself daar bekend. Dit is soos ons daar in Psalm 84 gelees het, dit is so dat God se volk hom ontmoet op die berg Sion, en ons leef elke dag op hierdie berg. Ons het gekom by hierdie berg. Jy staan elke dag op hierdie berg, jy leef op hierdie berg in God se teenwoordigheid, naby hom, voor sy aangesig. Hy is daar by jou, elke dag, as jy bid, jy kniel voor jou bed, God is net daar. En jy staan op en jy gaan na jou werk toe, God is net daar. Hy is nie ergens ver in die hemel, soos daar die lied sê, God wat ons bekyk van 'n afstand af nie. Nee, God is net daar, by jou, hier, by ons. Jy is elke dag in sy teenwoordigheid, voor sy aangesig. Hy is daar, en hy is die regter van almal. Hy sien wat ek doen, hy sien hoe ek optree, en eendag gaan ek voor sy regterstoel staan. Wat gaan sy oordeel wees? Hy is op Sion, ek is op Sion, en ek is in sy teenwoordigheid. Dan in vers 23 word Sion nog verder beskryf. Ons lees van die geeste van die volmaakte regverdiges. Dit is die gelowiges wat reeds gesterf het. Hulle het reeds volmaak geword in hulle regverdigheid. Daar is geen sonde meer oor nie. En eendag, as jy sterf,
sal jy ook jou plek in hulle geleedere inneem. Jy sal ook een van die geeste van die volmaakte regverdiges word. En as Jesus Christus weerkom, sal hy ons liggame uit die doodheid opwek, ons siele sal met ons liggame verenig word, en ons sal op die nuwe aarde leef as mense, die volmaakte regverdiges. Vers 24 is dan, mens kan sê, die klimaks van die hele gedeelte. Vers 24 vertel vir ons van 'n baie belangrike persoon, wat ook op Sion woon. Vers 24 sê, ons het gekom by Jesus, die middelaar van die Nuwe Testament. Jesus, die middelaar van die Nuwe Testament, of die Nuwe Verbond. Hy woon ook daar. En dit is baie belangrik, geliefdes, want hier is die probleem. Ek kan nie uit myself hierdie berg uitklim nie. Hy is baie hoër as Everest, baie moeiliker om uit te kom. Psalm 24 het hierdie vraag, Psalm 24 vers 3 tot 4 sê, wie mag klim op die berg van die Here, en wie mag staan in sy heilige plek? Hy wat rein van hande en suiwer van hart is. Van nature is dit nie ek nie. Ek het nie rein hande nie, ek het nie 'n suiwer hart nie, ek is sondig, en u is sondig, ons is almal sondig. Daardie berg is heeltemal te hoog vir ons om uit te klim, ons kan nie. Ons het nie die vermoë nie. Ons sonde hou ons terug soos 'n groot las op jou rug. Jy kan nooit daardie berg uitklim nie. Dit is hopeloos te hoog vir jou. Maar Jesus Christus kan afkom. Hy kan ondertoe kom, daardie las van die sonde van jou rug afval, op sy eie rug sit en dit vat na die kruis en sterf aan die kruis. En daar die prys betaal en dan opstaan uit die dood. Hy vat jou hand en sê, nou lei ek jou tot bo, tot op Sion, en hier leef jy vir die res van jou lewe. Daarom is hy die middelaar van die nuwe verbond. Geliefdes, hoor jy hoe wonderlik die nuwe verbond is? Wil jy deel hê daarvan? Daar is net een manier. Dit is deur Jesus Christus. Hy is hierdie middelaar. Die middelaar wat ons deel laat kry aan hierdie werklikhede. Aan die nuwe verbond. Wat ons vat tot op Sion, waar ons dan kan leef in sy teenwoordigheid. Vir altyd. En dan die laaste aspek van Sion wat daar beskryf word in vers 24 sê die bloed van die besprenkeling, Jesus se bloed natuurlik, die bloed van die besprenkeling wat van beter dinge spreek as Abel. In Genesis 4 vers 10 dan sê God dat Abel se bloed roep na hom van die aarde af. Abel se bloed roep na hom van die aarde af. Dis figuurlike taal natuurlik. God sê Abel se bloed praat, dit vertel vir hom van Kain se sonde, dit roep om vergelding. En op dieselfde manier roep en spreek die bloed van die Here Jesus Christus. Maar dit praat van beter dinge. Dit praat van beter dinge. Abel se bloed spreek van vergelding, maar Jesus se bloed spreek van vergifnis. Wil jy daardie vergifnis hê? Verlang jy daarna om vergewe te word? Jesus se bloed kan jou vergewe. Vlug na hom. Vlug na die nuwe verbond. Vlug na die hemelse Sion. En hy sal jou vergewe. Dit is hoe wonderlik die nuwe verbond is. Die ou verbond was nie sleg nie. Dit was goed, maar die nuwe verbond is soveel beter. U moet dit vandag hoor. Elke dag van jou lewe leef jy in hierdie verbond, die nuwe verbond. Jy leef op die kruin van die hemelse Sion. Jy leef tussen hierdie heerlikhede, tussen engele wat rondom jou besig is om fees te vier. Jy leef op hierdie berg waar God se kerk bymekaar kom. Jy leef op hierdie berg waar God self is en Jesus Christus die middelaar van die nuwe verbond. Ons wat deel het aan hierdie verbond is veronderstel om anders wakker te word in die oggende met 'n lig wat skyn in jou oë. Waarom? Want ons het deel aan hierdie berg Sion. Dit beteken nie dat jy nou geen uitdagings in jou lewe gaan hê nie. Dit beteken nie dat jy nie soms 'n blou maandag gaan hê nie. Dit beteken nie dat jy nie soms gaan huil nie. Natuurlik is daar nog baie probleme en uitdagings in ons lewens, maar ons het 'n hele nuwe perspektief op daardie probleme. Ek leef in die nuwe verbond. Ek leef op die berg Sion. Ek leef reeds as 'n hemelburger
En dit, geliefdes, laat al my probleme soveel kleiner lyk. Kom ons sluit af. Tussen 700 en 1000 mense probeer om elke jaar die berg Everest uit te klim. Tussen 700 en 1000 mense elke jaar probeer om die berg Everest uit te klim. So 'n bietjie meer as die helfte kry dit ook reg. Maar hoeveel mense, dink u, probeer om die berg Sion uit te klim en eindig dan by Sinaï? Hoeveel mense? By watter berg het jy gekom? Hoe lyk jou godsdiens? Hoe lyk jou verhouding met die Here? Is dit 'n ou verbond Sinaï tipe verhouding? Of 'n nuwe, beter verbond Sion? Dit is die vraag wat voor elkeen van ons is vanoggend. Amen. Kom ons bid. Onse Vader wat woon in die hemel, ons dank U dat ons nie gekom het by 'n tasbare berg, 'n berg van fisiese dinge, 'n berg van vrees nie, maar by die hemelse berg Sion, die hemelse Jerusalem en 10.000 engele, by die gemeente van die eersgeborenes wat in die hemel opgeskrywe is, by God, die regter van almal, en by die geeste van die volmaakte regverdiges, en bovenal by Jesus Christus, die middelaar van die Nuwe Testament, en by die bloed van besprenkeling, wat van beter dinge spreek as Abel. Ag Here, ons bely dat daar soms by ons 'n geneigtheid is om terug te verval op werklikhede uit die ou verbond, dat ons 'n geneigtheid het om vas te kyk in fisiese, tasbare dinge, dat ons verhouding met U soms selfs meer gedefinieer word deur vrees as deur liefde. Maar ons bid dat U ons genadig sal wees, dat U met U Gees in ons sal werk om die wonderlike werklikhede van die nuwe verbond heeltemal toe te eien, om te besef op watter berg ons gekom het, op watter berg ons leef. Ons bid vir ons gemeente, o Vader, dat U ons sal seën en ons sal vrugbaar maak, dat U ons sal help om ons oog op U gefestig te hou, dat U ons sal help om aan U getrou te wees, selfs al is dit nie die populêre ding om te doen nie. Ons bid vir elke lidmaat hier wat op watter manier ook al beproef word, dat U ons sal versterk, dat U ons sal help om na ons probleme en die uitdagings in ons lewens te kyk met hierdie perspektief, wetende dat ek leef op Sion, die hemelse berg. Vergewe al ons sondes teen U naam, o Here, en ons bid dit ter wille van die bloed van Jesus Christus. Amen. Daar is nou die geleentheid vir die offergawes. Daarna gaan ons sing uit Psalm 84. Ek sal dit weer aankondig. Psalm 84, ons sing daar vers 1, 3 en 4 na die offergawes. Dankie, Joshua.
Psalm 84. Ons sing hier oor daardie hemelse Sion, daardie berg. In vers 1, hoe lieflik is u woningsheer. Dan spesifiek in vers 3, welsalig is die mensekind wat al sy sterkte in u mag vind en op mag gaan na Sions hoogte. Wanneer al haas van dors verkwyn, dan is die Heer self al fontein. So sing ons hier van die Here se teenwoordigheid by ons op die berg Sion. Kom ons sing Psalm 84, vers 1, 3 en 4. Die Here stuur ons weg om te gaan leef op sy hemelse berg, die berg Sion. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.